Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, die Here Jesus Christus, kosbare, Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Hier staan ons vanoggend en ons is die Here baie dankbaar dat ons hier kan staan na 'n hele week. 'n week sonder krag, 'n week van vure, Here, en dit is verby. Hier staan ons kan U vanoggend aanbid, ons kan U die geleentheid gee om met ons te praat en dankie Here dat U met ons praat in hierdie gedeelte uit die boek Openbaring. Dankie Here dat ons in U genade die uitleg daarvan kan kry. Genade op genade. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe vanoggend. Ons wil U loof, ons wil U dank, ons wil U prys, ons wil U aanbid vir U genade. Here, genade op genade. Dankie Here dat ons in U regterhand is, waar U ons beskerm. Dankie. Ek bid vir en ons sê dankie. Ons sê eers dankie Here vir alles wat U gedoen het vir ons in hierdie week. Here, vir dit wat sigbaar is en dit wat ons nie eers van weet nie, van U beskerming, hoe U ons beskerm teen die bose, teen onsself, teen verkeerde besluite. Here, dankie vir U guns wat ons nie eers van voorgebid het nie, wat ons nie eers besef, Here, wat ons van U ontvang het nie. Dankie, Here, ek bid vir hulle wat siek is, ek bid vir hulle wat in hospitale is, ek bid vir hulle wat vanoggend hartseer is, Here, iemand aan die dood moes afgestaan het in hierdie week. Daardie eina hartseer, Here, wat sny deur die murg en been, Here, wat op hierdie stadium lyk of dit nooit gaan ophou nie, hierdie hartseer. Ek bid, Here, dat U hulle sal ondersteun en U hand sal hou en sal dra. En ek bid, Here, vir elkeen, dat U elkeen van ons, Here, van U kinders, Here, sal genadig wees. Ek bid ook vir hulle wat getrou is aan tiendes en offers aan U, Here, dankie, dat daar baie saad is in die sak, Here, en dat hy in hierdie dag weer leeggemaak gaan word, Here, dat daar geen saad in 'n sak gaan lê wat nie kan ontkiem nie, maar dat dit alles in vrugbare grond sal gesaai word, wat U sal aandui. Dankie Here, gaan ons vooruit, wys Here duidelik waarheen U geseënde saad moet gaan. En seën hulle, Here, seën vir Janiel, Zen, Marie, Clint en Elsabie, Here, hulle wat in die week weer eens getrou was, en Gansbaai, wie Gansbaai ook al is, Here, en daar was alreeds 'n paar geen verwysings nie, maar U weet ook wie dit is. Seën hulle ooreenkomstig U woord en U beloftes in Christus. En spreek met ons vanoggend, Here. Ons is regtig opgewonde, ons is honger, ons is bly om te hoor wat U sê in hierdie gedeeltes, Here, van U woord wat ons in groot geword het. Ons kan nie daarin lees nie, dit is verborge. Maar Here, U het dit 'n naam gegee, Openbaring, sodat dit nie verborge moet bly nie. Spreek met ons in Jesus naam.
amen en amen. Prys die Here. Prys die Here, prys die Here. Halleluja. Ons kon ongelukkig Woensdag toe nou niks aangaan nie, maar hier is ons met hoofstuk 7, die verseëling van die 144.000. Wie is die 144.000? Daar is soveel verdraaide idees, begrippe oor wie is die 144.000. Baie mense, kerkgroepe, denominasies wat hulle self toe eien, hulle is 144.000 en mense wat nie kan wag nie en hulle is die 144.000. Nee, hulle is nie. Die Here sal dit vir jou wys vandag, wie is die 144.000. Nou hoofstuk 7, as jy onthou, ons het geëindig by 6 en daar was dit 6 seels, ja 6 seels wat oopgemaak was. Ons het begin daar by die 4 kleurperde en 'n paar dinge wat die aarde getref het. Nou is ons by hoofstuk 7. Ja, parentese. Wat is 'n parentese? 'n Onderbreking van die gebeure hier op die aarde. Om iets anders te openbaar of te verduidelik. Die Here breek weg hierso en hy verduidelik nou eers wie is die 144.000. Vers 1 lees dan as volg. Hier is vers 1. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. Amen. Right. Na hierdie dinge as daar 4 engele. Ek het 'n prentjie om dit voor te stel wat daar staan. Daar is 1, 2, 3, 4 engele hier op die aarde. En ja, die oorspronklike woord hier vir engel is die Griekse woord angelos. En angelos, wat beteken regverdige engele en boodskappers van God. Die Here stuur 4 engele na die 4 hoeke van die aarde. Nou, hierdie is nie beeldspraak nie. Meeste mense dink dit is beeldspraak, want die aarde is rond, so die aarde het nie 4 hoeke nie. Dit is wat ons verstand te sê, maar weet jy, die wetenskap het al baie jare, vir baie jare gelede al die 4 hoeke van die aarde vasgestel. Hierdie ronde aarde het 4 hoeke. Ek kan dit vir jou uit die wetenskapse oog uit, wat hulle bepaal het, daar is die 4 hoeke van die aarde, 1, 2, 3, 4. Die eerste hoek is daar by Ierland, volgens die wetenskap. Die tweede hoek is van New Guinea af tot by Japan. Dit is daar somewhere. En dan is daar 'n derde hoek is tussen halfpad tussen Kaapstad en Australië. Daar is 'n hoek. En dan is daar die 4de hoek. Die 4de hoek is wes van Peru. Daar is hy. So daar is werklik 4 hoeke van die aarde. Dat daar geen wind gaan waai nie. Dit beteken dat daar so hittegolf op hittegolf op hittegolf gaan wees. En verskriklike hittegolwe. Kom maar kyk, het ek nog iets so? Nee, ek het nie nog 'n prentjie nie, maar die Here stuur werklik 4 engele na
daar die 4 hoeke van die aarde wat ons bepaal en die wetenskap wys dat daar 4 hoeke van die aarde is. So dit is nie beeldspraak nie, of dit op hierdie 4 hoeke, of ons 4 hoeke en die Here se 4 hoeke ooreenstem, weet ons nie. Maar feit is, daar is werklik 4 hoeke van die aarde, het werklik 4 hoeke. En vers 2, wat gebeur? En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God. En hy het 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. Amen. Die seël van die lewende God, hierdie is die seël van Jesus Christus. Wat 'n seël is dit? Die seël van sy bloed en die ewige lewe. Hy wat die seël van, ja, met ander woorde, hierdie engel is nie 'n werklike engel nie, dis die Here Jesus wat na vore kom en vir hulle opdrag gee. Nou sê, het jy dit? Nou sê, want hy het die seël van die lewe, die bloed en die ewige lewe. Net Jesus het die seël van die lewe. Om die aarde en die see te beskadig, hierdie engele se opdrag is om die aarde te beskadig. Maar hulle kan steeds net op Jesus se opdrag en voorskrif en bevel optree. Hulle kan nie nou gaan en mal gaan nie op die aarde en sê, hier kom ons beskadig soveel as wat ons wil of wat nie. Nee, hulle kan net dit beskadig binne in die raamwerk van wat Jesus se opdrag is. Alright. En dan, wat word daar verder gesê? Vers 3. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. Aha, hierso kom die Here se genade in. Moenie dit gaan beskadig word, maar nie voordat ons hierdie diensknegte van God op hulle voorhoofde verseël het nie. Right. Lees hierdie diensknegte van God, dit is die Jode. Die Jode wat agtergebly het na die wegraping en wat die woord gedurende die vervolging versprei het. Met ander woorde, hulle wie tot die besef gekom het van hulle verlorenheid, die Here bely het hier op die aarde en wat volhard tot die einde. Hulle wat volhard in die verspreiding van die Here, wat sê, sorry, ek vat nie 'n chip nie, nee, julle moet tot die Here terugdraai, die Here, ons is in die einde, hierdie is die toorn van die Here, hulle, en hulle is die Jode. Hoe weet ek dit? Dit gaan nou uitkom. Kom ons gaan na vers 4 toe, vers 4, vers 5, daar gaan dit uitkom, daar so vers 5, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Daar sien ek dit, daar weet ek dit, dit is Jode. Uit al die stamme van die kinders van Israel. Right. Kom ons jou maar 'n prentjie. Uit die stamme van Israel. Net hier eindig alle argumente oor wie hierdie 144.000
44 is, moet net hier stop. Daar is geen twyfel dat hulle is, daar staan dit, verseeldes uit al die stemme van die kinders van Israel. Dit is nie mense wat maak en dink hulle is nou Israeliete of wat, of omdat hulle het hierdie Joodse geloof aangeneem of enige iets nie. Nee, hierdie is werklike kinders, is afstammelinge uit die 12 stamme van Israel. Hierdie is volbloed, nie wasterbloed joetjies nie, volbloed Jode. Alright, vers 5, 6, 7, 8 gaan ek saam lees, dan gaan jy sien. Daar so staan, nou gee hy, Jesus, die opdrag, hoe hulle bepaal word, hierdie 144.000. Uit die stam van Juda 12.000 verseeldes, uit die stam van Reuben 12.000 verseeldes, uit die stam van Gad 12.000 verseeldes, uit die stam van Aser 12.000 verseeldes, uit die stam van Naphtali 12.000 verseeldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseeldes, uit die stam van uit die stam van Simeon 12.000 verseeldes, uit die stam van Levi 12.000 verseeldes, uit die stam van Issachar 12.000 verseeldes, uit die stam van Zebulon 12.000 verseeldes, uit die stam van Josef 12.000 verseeldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseeldes. So, dit is nie ook net 'n random klomp wat gered word nie, of wat verseel word nie. Dit is uit elke stam 12.000. Maar prys die Here vir wat nou gebeur hierso. Die 12 stamme van Israel. Genesis 35 vers 23 tot 26, daar het die Here die 12 stamme van Israel aangedui, Genesis 49 ook. Maar hierso is iets nie lekker nie, iets is nie pluis nie. Wie is die seuns van Jakob, wat toe die 12 stamme van Israel geword het? Kom ons kyk gou na hulle. Daarso, Genesis 49, daarso is hulle. Daarso is die 12 stamme, die seuns van Jakob. Is Juda, Reuben, Gad, Aser, Naphtali, Dan, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef en Benjamin. Maar wie word hier genoem? Hierso is iets nie pluis nie. Die wat ons nou net gelees het, wat daar genoem word, die verseeldes, is 12.000 uit. Dit was Juda, Reuben, Gad, Aser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef, Benjamin. Nou sien jy, al die name stem ooreen, behalwe daar in die middel. In plaas van Dan, wat 'n seun, 'n stam is van Israel, in Dan se naam word Manasse genoem. Nou wie is Manasse? Waar kom hy in die prentjie? Manasse is een van die seuns van Josef se seun. So, hy hoort nie daar nie. Hoekom is hy daar? Hoekom is hy vervang met die naam van Dan? Dood eenvoudig. Op hierdie stadium
gaan daar niemand uit die stam van Dan in die vervolgingsperiode dienaars van God wees nie. Hulle gaan nog steeds die ortodokse Jood wees wat nog steeds nie glo nie in Jesus Christus nie, wat nog steeds gaan wag vir die koms van die Here. Maar prys die Here, op hierdie stadium is daar nie verseeldes van hulle nie, maar somewhere in between gaan hulle tog tot bekering kom. Gaan hulle tog die Here aanneem ook. Want as ons aangaan na so Openbaring 21, dan kom ons by die nuwe Jerusalem en die 1000 jaar vrederyk, dan word hulle genoem en weer nie Manasse nie as een van die poorte nie. Dit wys die Manasse ouens wat het dan van hulle geword, hulle gaan saam met die ander in, maar hierdie dan hulle is herstel in die 1000 jaar vrederyk, want daar's 'n poort wat die stam van Dan is. Dit staan daar in Openbaring, kom ek lees vir, ons gaan daarby uitkom, dan gaan ons dit nog baie mooier verduidelik as nou, maar daar is Openbaring 21 vers 12. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad. Daar so, en hy het die poort, en by die poorte 12 engele, en name daar opgeskrywe, name die van die 12 stamme van die kinders van Israel. En dan word daar so, dit bevestig wie is die 12 stamme, wat se name opgeskryf word in Jesegiel 48:31-34. En die poorte van die stad moet wees volgens die name van die stamme van Israel. 3 poorte teen die noorde, die poort van Reuben 1, die poort van Juda 1, die poort van Levi 1. En na die ooste kant 4500 el en die poorte, naamlik die poort van Josef 1, die poort van Benjamin 1 en die poort van Dan 1. Sien jy, in die nuwe Jerusalem, daar is hulle geherstel. Prys die Here. En dan kan ek nog aanhou lees, maar dit sê maar net bevestig maar net al die ander. So, hulle word hierso op hierdie stadium van die verseeldes, daar was hulle nie. Toe kom Manasse in hulle plek. Maar van daar af, dit is halfpad, onthou hier is halfpad in die 7 jaar, so in die laaste 3,5 jaar, kom hulle wel tot bekering. Wow, en hulle word herstel, prys die Here. Sy, vers 9. Vers 9. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. 'n Prentjie daarvan op die vers, daar so met palmtakke in hande, hulle gaan nie regtig so staan met palmtakkies nie. Dit is die palmtakke, daarso is die woord in plaas van palmtakke, is dit die woord Phoenix wat gebruik word daar. En Phoenix, hulle staan, dit beteken 'n teken van oorwinning.
Hulle is almal met oorwinning gestaan, maar ook in wit gekleed, gered ten volle. Wow. Wie is hierdie klomp nou? Dit is die mense op die aarde, want dan gaan nie net Jode op die aarde wees nie, wat hierdie 12 stemmes, 144.000 is nie, saam met die 144.000, gaan daar nog in daardie tyd, gaan daar so 'n getal wees, wat het ek gelees, kom ek gaan net weer terug na die vorige verse toe, wat jy het kan sien, gaan daar 'n menigte wat niemand kon tel nie, daar gaan oneindig baie mense nog steeds gered word in daardie tyd, maar dit gaan baie moeilik wees, want hulle sal moet betaal met hulle lewens. Amen. Baie makliker, Here, nie dat hulle moet betaal met my lewe nie, eerder U het betaal vir my lewe, sodat ek dit hoef te mis. Dit gaan verskriklik moeilik wees om in daardie tyd. Dit gaan maklik klink, ja wel, dan sterf ek vir die Here, regtig, is wat jy nou al sê, baie goed wat jy sê, dan gaan ek dit doen, en jy doen dit nie, en hier is nie eens pressure op jou nie, of verdrukking nie. Dit gaan baie moeilik wees. Veral as mense kinders het, kleinkindertjies daardie goed het, en jy moet 'n nommer hê, jy moet die Here verloon, en al daai goed voordat jy kan kos kry, en die kinders huil, hulle is honger, dan gaan jy, terwille van die kinders, hoeveel keer het ek al gehoor wat mense sê, terwille van die kinders, en dan doen hulle self maak hulle self dood. Dis wat presies hier gaan gebeur in daardie tyd. Uit alle nasies en stamme en volke en tale, dit wys dat hulle gaan van almal wees. Nasies, stamme, volke en tale, en ons moet daarin gewoond raak, dat daar ander nasies, stamme en tale is wie die Here dien en volg en gered is. Amen. Vers 10. Sê dan, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Die vorige vers, na hierdie dinge, na die verseëling van die 144.000 Jode. So dit kry voorkeur. Na die verseëling is daar die ander wat ook gered is. En hulle, wat dan nou daar staan, met hierdie oorwinning, die Phoenix met die palmtakke en geklee en wit, hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Amen. Hulle gaan die Here aanbid, en belangrik dat hulle hier sê en aan die lam. Daardie en aan die lam, hoekom sê hulle nie aan God nie, hoekom sê hulle nie aan Jesus nie, nee, die lam daar dui aan, dat hulle ten volle weet, dat hulle gered is deur Jesus, die lam, wat geslag was, wat geoffer was vir hulle sonde. Hulle verstaan dit presies. Amen. Vers 11 en 12. Hierdie gaan baie vinniger as wat ons gedink het, so ons gaan hom klaarmaak. Vers 11 en 12. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte
aan onze God tot in alle ewigheid. Amen. Opmerklik 2 keer sê hulle amen. Amen se oorspronklike betekenis is nie laat dit so wees nie. Baie mense bid amen en hou eintlik duim vas vir daai amen. Laat dit so wees. Nee, amen se oorspronklike is 'n belydenis. Dit is so. Dit is die waarheid. Dit kan nie anders nie. Net 'n voorstelling van die teks. Daarso die hele hemel en alles in die hemel rondom die troon. Daarso kyk daar almal se handjies is amen, aanbid die Here en daarso Jesus op die troon in die middel. Die lewende wesens, die engele, die Ou Testament, Nuwe Testament, alles daar so. Almal aanbid die Here en bely die Here. Amen. Dit is so. Amen sê ek toe nou ook. Wie is hierdie? Net om jou geheue te verfris. Die engele, dit is die serafs. Die 24 ouderlinge, dis die Ou Testament en die Nuwe Testament se gereddes, die lewende wesens, dit is die geribs en die 4 evangelies. Alles kom in vervulling en sê amen. Vers 13 en 14. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere nie geas nie, gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hoekom word hierdie vraag hier gevra? Want ons weet nie een van die ouderlinge, iemand uit die Nuwe Testament of die Ou Testament, een van daardie gereddes, dit sê nie wat die ene nie. Hy toets net vir Johannes hierso, dat Johannes moet seker maak dat hy weet wie is hierdie mense waarvan hier gepraat word. Hierdie is hulle wat Jesus as hulle verlosser aangeneem het. En Johannes weet dit. Hy wil hê, hy moet dit weet, omdat dit so 'n belangrike punt is. Daar gaan nie 'n lucky packet wees hemel toe nie. Jy moet Jesus Christus as jou verlosser, jou saligmaker aanneem. En hy wou seker maak dat hy dit weet en kan gaan oordra vir mense vir 2000 jaar lank nog daarna. Amen. Right. Dan kan ons gaan na vers 15. Vers 15. Daarom is hy voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle opslaan. Snaakse bewoording hierso wat mense baie die mekaar gaan maak, en daar staan eintlik, is dit 'n maklike versie. Die oorspronklike teks sê nie dag en nag nie, maar nimmer eindigends. Hulle gaan die Here altyd aanbid, nie dag en nag nie. Dit was maar sy begrip gewees, want in die hemel is daar nie dag of nag nie. Openbaring 21 vers 25 bevestig dit ook. Daar swak vertaling daardie. Die Here gaan altyd aanbid word
en God sal sy tent wees God, dit is God Jesus, sal sy tent oor hulle oopspan. Dit beteken net dat Jesus woon nou tussen hulle. Hy span sy tent oop oor hulle. Hy is deel van hulle. Hy woon saam met hulle. Openbaring 21 vers 3. Dis al wat dit beteken. Niks anders verskuil daar nie. Vers 16. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en sal die son of enige hitte op hulle val nie. Dit is letterlik en figuurlik wat Jesus op die aarde ook gesê het. Dit verwys na 1 Petrus 1 vers 17, na hierdie verlange na God toe. Daar sal nie 'n honger wees nie, nie 'n honger, liggaamlike honger nie, ook nie 'n honger na in die gees na hom toe nie. Dit sal alles vervul wees. Al wat daar staan. Want hoekom? Want die Here het sy tent oor hulle oopgespan. Hulle is saam met hom, tussen hom. Amen. Vers 17. Vers 17. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Daar is die rede, presies wat ek nou gesê het, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy, sal hulle voed, geestelik, liggaamlik, sal hulle voed in alle opsigte, want hulle is saam met hom. Geen smart, geen hartseer, geen trane, in Openbaring 21 en Openbaring 22, wanneer ons daar kom, sal dit baie breedvoerig uiteengesit word. Dit is hoofstuk 7. Prys die Here. Die Jode wat die Here voor 'n spesiale plek het, dat daar so sal 144.000 van hulle gered word. Dis 'n druppeltjie tussen, as jy dink aan so baie, soos wat ons gelees het, wat nie getel kon word nie. Hulle is 144.000, maar baie min. Maar dit is Jode. Here het die stamme gewys, en dan is daar ander wat ook in daardie tyd gered gaan word. Sleutel is, hulle word almal by oorwinning en in wit geklee, almal word kinders van die Here, almal geregverdig in Christus. Dit is waaroor hoofstuk 7 gaan. Dankie Here. Amen en amen. Verder, verder kan ek nie iets sê verder nie, wil ek nie iets verder sê nie, want dan kan ek my eie afleidings en my eie nonsens begin praat en begin emosioneel raak en my eie gedagtes hierso vir jou gee. Ek probeer baie hard om net hier te stop en vir jou sê, dit is wat die woord sê. So nou weet jy, wie is die 144.000? Here, dankie dat dit nie ek is nie, nie een van ons is nie. Dankie dat ons nie, want hierdie 144.000 is hulle wie die eerste helfte van die verdrukking deurgaan, Jode.
Nee, Here, U het ons die geleentheid gegee, Here, om dit alles vry te doen, beter af te wees as die 144.000, deur U nou aan te neem, nou te bely, Here, nou U bruid te wees, en met die wegraping gereeds geneem te word, en dit alles te mis, wat op die aarde aangaan. Amen. Prys die Here daarvoor. Dit is Psalm, nie Psalm nie, wat praat ek nou? Dit is hoofstuk 7, die verseëling van die 144.000, nou kan ons daar 'n naam bysit, Israeliete. Tot Woensdag, ons vertrou tot Woensdag, Here, U sal ons beskerm, dat ons nie weer deur brande en gevare gaan nie, dat U woord se verkondiging geblok word nie, Here, Woensdag en volgende Sondag. Volgende Sondag het ons nagmaal. Ek weet nie op hierdie stadium of die Here aangaan met Openbaring nie, en die nagmaal daar gaan invoeg nie, en of dit 'n aparte boodskap gaan wees nie. Dan gaan ons in 'n parentese in, weg van die normale af nie. Maar hoe ook al, volgende Sondag is dit die nagmaal. Prys die Here. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus, eers met die Here se seën in Hebreëus. Wat die Here gesê het, Yerechocheta Adonai Dishmarecha, Yair Adonai Pawanilecha Wechochonechta, Yesa Adonai Pawanilecha Weasamlecha Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef in hom, en aan jou vrede gee. Amen. Tot volgende keer. Bly in die Here. Geniet sy seën, geniet sy redding, en bly in sy redding. Tot volgende keer. Man.